Ek dink dat sê is one act of random kindness is jy dit kan doen vir iemand anders, kan daai iemand anders dit weer doen vir iemand anders. Maar hierdie is een van die top 5 oomblikke in my lewe. Ek is bly ek kon dit beleef, want dit het my verander. Dit het my siening van alles verander. So ons gaan haal hulle vir hulle brille, en kom na hulle sê hulle is bietjie honger. Ek sê, want gisteraan toe hulle gaan parafien koop het, toe kom iemand te steel hulle bietjie kos wat hulle het. So hulle gaan koop parafien om die goed te kom warm maak. Toe dink ek, maar kom ons gaan Spur toe. En ek het iemand wat my help, want ek werk nog ook aan die dag en ek is baie besig. Ek sê toe vir William vat hulle sommer gou Spur toe. By World Vision wat ons gehelp het, is daar Spur naby gewees. So dit was die eerste beste plek. En toe kom ons by die Spur. So ek het nie geweet hulle was nog nooit by die Spur nie. Toe ek vra kom ons gaan Spur toe sê sy was nog nooit by die Spur nie. Ek gaan toe vooruit, ek sit toe al klaar aan werk, gou vinnig probeer opvang. En toe hulle instap, toe stap sy so kruip sy so half weg. En in die video het sy gesê sy was bang hulle laat haar nie daar binne toe nie. Sy maakte nog 'n grapjie dat hom shorty so kort, hulle sal hom sien nie, hy sal net inglip. Hulle het hierdie opgewondenheid van Spur toe gaan, maar hulle is bang dat hulle gaan hulle by die deur stop en sê sorry, want hulle is gewoond aan. En daai oomblik kan jy nie eet nie. Want ek het lankal vergeet om gelukkig te wees oor 'n bord kos. Ek het lankal vergeet om opgewonde te wees wanneer iemand vir jou by die Spur sing. Nie eens gepraat van pink sous. Net daai pink sous te beleef, en dit was elke happie. Dit was nie die eerste happie nie. Dit was elke liewe happie. En net die dankbaarheid wat hulle gehad het in daai oomblik en hulle was genuine, verstaan. En onthou ek kom nou al saam met hulle van 2023 af. So daar was 'n paar eerste kere gewees wat ons saam met hulle goed gedoen het. Ons deel elke maand probeer ons 750 families ondersteun met kospakkies. Ons noem dit ons projekte. Die Bybel sê ook, het is beter om te gee as om te kry. Baie beter. Elke persoon op die perseel het iets wat hy doen, maar dan het ons ook inisiatiewe. Ons het pannekoekwaandjies wat ons uitgaan en op feeste pannekoeke bak. Ons het 'n recycling deel hierso. En dan is daar die weldoeners van die publiek wat net elke maand, daar's 'n tannie wat vir ons R20 gee, en 'n ander tannie wat vir ons R50 gee. En daai mense as vir jou geld gee, dis 'n groot verantwoordelikheid. Dit maak jou gemotiveerd om te besef dat ons kan 'n groter verskil saam maak. Hoe hulle eintlik ontmoet het is, ons doen recycling vir 'n lewe. So, hy vat in die oggende, dan help ek hom, dan pak ons sy trolley, selfgemaakte ding met wiele, en dan sleep ons die ding Montana toe en so, en dan tel ons skrap op, blikkies, en gaan by besighede om hoor op wat iets kan kry, en die Sondag toe sê hy vir my, hy voel net, hy moet in die area weet, so ek nou, vat die trolley en gaan. Hy het gegaan en hy het verskriklik lank weggebly. En die middag toe kom hy terug te sê, ek het die man ontmoet wat sê, hy kan ons help, 3 jaar. Ek het die oorkant van die pad stilgehou, en hy het die venster opgemaak, en hy wys my, oom, kom hier so. Ja. Doch wag het, ek gaan hoor, dalk het hy vir my 'n paar blikkies. Ja. Hy sê my, oom, wat maak jy? Ek sê, ek tel blikkies op en ek tel botteltjies op vir 'n lewe. Ek is oud om te steel, as ek steel as ek dronk. Ek het baie kwalifikasies maar. En hy sê, ek is oud. So, die beste is maar, ek moet in die lewe bly. Ek moet elke dag plan maak. Ek weet nie wat om te verwag het, dus ek wil dit gestuur is van God af, en jy moes daar wees, moet jy daar wees. En dis hoe ons by Jacques ontmoet het. En sy het nou 'n rukkie terug gesê, baie siek geword. Ja, was. Ek het amper gedink ek gaan haar verloor. Maar as dit nie vermoeg gesukkel was wat vir my die pad oopgemaak het nie. Nader aan God. Relax. Ons is 'n familie wat saamwerk om te kan lewe. En moeg gesukkel het dit oopgemaak dat mense daar buite kan verstaan, ons wil ook lewe. Ons gaan aan en ons vind Moegesukkel self fantasties, want sonder hulle was ons nie waar ons nou is nie. Maar was dit nie vir die man nie? Was hy al dood? Ja, ek snap ook. Ek kan vir Jacques bel en net hom sê, ek het hulp nodig, en hy bel my dadelik terug. Dan sê ek vir hom wat gaan aan, dan bring hy vir ons die nodige goeders, of hy vat jy na 'n dokter toe, of... My hele lewe lank kon ek nooit sien nie. Ja, ons kon. Nooit nie, ek kon nie lees nie, ek kon nie iets mooi bou nie, in die aande is ek werk, of ek is besig, dan moet ek fisies. Maar So, fantasties om te sien. Nou met die brille, ag, Jesus, Net om te sien. breeze. Die wasgoed op die waslyn is 'n rooi en 'n blou. Maar definitief. Kon nie sien nie. Ons kon nie die werk doen wat ons doen nie, en ons sal maar net aangevoeder het elke dag. Nou kan ons uitleer baie goed op die trolley laai en ek kan sien. Bokke, kyk daai mooi kleure van daai rose. Dis die rose nie is bolle. Nee, is rose blomme. Dis bolle, Bokkie. O, jy praat nie tafel doen. die tafel doen. Moegesukkel het ons help, so ons kan ook
iemand, een of twee mense help. So hoekom nie? Ek dink hulle sê so one act of random kindness is jy dit kan doen vir iemand anders, kan daai iemand anders dit weer doen vir iemand anders. Ons wil mense help. Dit's die begin en die punt. Hope staan vir helping other people excel. En dis waarvoor ons staan.